vandag, as die Heilige Gees vandag in jou hart werk, moenie dan bang wees vir wat jy in jou eie hart sien nie. Vandag 2 Korintiërs hoofstuk 6. Ja, jy is heilig en jy is afgesonder vir God. Here, help ons om u genade nie te vergeefs te ontvang nie, want die prys was te duur. Hierdie 2 Korintiërs 6 is 'n hoofstuk wat klop teen die deur van jou hart. Want Paulus sê ons vandag is die dag van redding. Paulus wys sy eie lewe, die slaaf wat hy gekry het, die tronke wat hy ingegooi is, die nagte sonder slaap, sy klere van sy liggaam afgeruk, tussen menigte mense, dat hy naak gestaan het. Ja, sy bene was oopgespalk in die selle, vasgebind met kettinge, maar ook suiwerheid en liefde. Dis wat Paulus vir ons wys. Dan waarsku hy, moenie in dieselfde juk trek as ongelowiges nie, want julle is die tempel van die lewende God. God sê, gaan uit hulle midde uit en raak nie aan wat onrein is nie. Verder sê Paulus, hy, die Here, skyn die lig in jou hart, nie om jou te veroordeel nie, maar om die oop deur vir jou te wys, wat hy in hoofstuk 5 vir jou oopgemaak het. Goed, kom ons lees. Baie welkom, Jolien, en dankie dat jy vir ons gaan lees presies wat in hoofstuk 6 vir ons opgeteken is. Luister nou mooi wat Jolien gaan lees. Goeiemôre. Ons lees vandag 2 Korintiërs 6. Hier staan, selfverloning van Paulus in sy bediening. En as medewerkers vermaan ons julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van welbehae. Kyk, nou is die dag van heil. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Maar in alles beveel ons aan as dienaars van God, met baie geduld, in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in slae, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid, in die regter en linkerhand, deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerug, as verleiers en tog waaragtig, as onbekendes en tog goed bekend, as sterwendes en kyk, ons lewe, as getugtig en tog nie gedood nie, as bedroefdes, maar altyd opgeruimd, as armes, maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie, en tog alles besit. Dan weer, dringende vermaning om heilig te lewe. Vers 11. Ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs. Ons hart het verruim geword. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid
met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Nou ja, tot sover vandag. Baie dankie, Jolien, ons waardeer dit. Maar ouma het iets op die hart. Ouma wieg liggies op haar wiegstoel daar buite op die groot plaasstoep. En ouma gaan verduidelik wat Paulus gesê het. Haar Bybel is oop op haar skoot. Maar vandag kyk sy nie in die Bybel nie. Nee. Haar oë is op skreefies. Sy kyk na haar eie hart. Luister, sê ouma baie sag. Paulus sê in 2 Korintiërs 6, moenie God se genade verniet ontvang nie. Ouma Letty staan op en loop na die deur toe. Sy druk dit toe. Klik, hoor julle dit? Dis hoe my hart klink. Klik. Luister, toe ek jonger was, het die Here elke oggend aan my hart se deur kom klop. Letty, sê Jesus dan, vandag is die dag van redding. Vandag wil ek jou help vergewe. Vandag wil ek deur jou werk. Maar weet julle wat het ek dan gedoen? Ek het te besig geraak met dingetjies. Ek het gordyne opgehang, wasgoed gewas, dit gaan ophang. Ek het kos gemaak, huis skoon gemaak. Ek het kerk toe gegaan. Maar my hart klik toe. Ek het God se genade in my huis ingenooi, maar in die voorhuis gelos. Ek het dit nie in my slaapkamer laat kom nie. Nie in my spens nie. Nie in daai laai met die ou briewe nie. Maak die deur stadig weer oop. Paulus sê, ons sit niks in iemand se pad nie. Verder sê ouma, maar ek het 'n struikelblok geword. Hoe? Deur hard te wees. As mense my seer gemaak het, het ek gesê, ek sal vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. En elke keer as ek dit sê, het ek nog 'n klik van 'n slot op my hart gesit. Ja, ek het baie kliks op my hart. Tot eendag, toe lees ek wat Paulus sê van sy eie lewe. Hy sê hy het slaag gekry. Hy's gegeesel. Hy's in tronke gegooi, in opstande gekom, in harde werk, in slapelose nagte. Hy was honger. En tog sê hy, ons hart is wyd oop vir julle. En ouma se oë skiet vol trane. Ek het besef, Paulus was seer gemaak, maar Paulus se hart was oop vir die Here. En ek was veilig, maar my hart was toe. Toe sê Paulus die vers, wat my stukkend gebreek het, sê ouma, julle is nie beperk in ons nie, maar julle is beperk in julle eie binneste, in julle harte. Maak vandag, nie môre nie, maak vandag, nou, julle hart vir die Here wyd oop. Ja, ouma, vat jou hand, nee, my kind. God se genade is nie 'n ornament wat jy op 'n kassie gaan sit nie.
Dis 'n persoon wat by jou wil intrek. Maar hy sal nooit 'n toedeur afbreek om in te kom nie. Nee, Jesus klop. Vandag vra ek jou, waar het jy klik gesê vir God? In watter kamer van jou hart sê jy, net nie hier nie, Here? Is dit dalk jou geld? Is dit die persoon wat jy haat? Is dit die persoon met wie jy nie wil praat nie? Is dit jou seer oor Koos? Is dit jou sonde wat jy wegsteek? Paulus sê, nou is die tyd. Nou. Vandag is die tyd. Nie môre as jy beter voel nie. Nie volgende jaar as die seer in jou hart minder is nie. Vandag. Nou. Want 'n toe hart kan nie versoening ontvang nie. En 'n toe hart kan nie versoening uitdeel nie. Ouma strek haar arms wyd oop. Kyk, my hart is nou wyd oop, sê sy. Dit beteken nie ek het nie meer seer nie. Dit beteken net die genade het meer plek in my hart as my seer. Maar ouma het 'n vraag vir jou vandag. Jy wat nou hier sit en luister, gaan staan nou voor jou eie hart se deur. Hoor jy die klik? Wat gaan jy vandag oopsluit vir Jesus? Nie toesluit nie, maar oopsluit. En dan is dit ouma se afsluitgebed om jou huis toe te gaan. Die huis in jou eie hart. Kom staan saam met my, sê ouma. Maak julle oë toe. Sit julle hand op julle hart. Net daar waar jy sit, sluit jou oë, want Jesus klop. Jesus wil inkom. Onse Vader. Ons herken vandag, ons hoor die klik van ons eie harte. Vergewe ons dat ons u genade in die voorhuis gelos het, Here. Vergewe ons dat ons die eie ek sal vergewe, maar nie vergeet nie. Gesê het, vergewe my vir dit, Here. Vandag, Here, vandag sê ek, kom in. Kom in my slaapkamer se geheime, Here. Kom in my spens van bitterheid. Kom in die laai met my ou seer briewe in. Here, breek die slotte af wat ek self opgesit het. Maak my hart wyd oop soos Paulus in, Here, sodat ek u genade nie verniet ontvang het nie, maar dit kan uitleef en u liefde kan uitdeel en dit kan uitstraal. Gaan saam met ons vandag by hierdie donker kamers in ons harte in, Here, en laat u lig daar skyn. U klop vandag opnuut en ons maak die deur met groot vreugde vandag vir u oop. In Jesus se naam bid ons dit. Tot u vandag, tot u, Here, die een wat sy hart wyd oopgespalk het aan 'n kruis vir ons. Luister net gou. As hierdie storie van ouma dalk jou oë ook na binne laat draai, na jou eie hart gedraai het, dan het die Heilige Gees gewerk. Moenie bang wees vir wat jy in jou hart sien nie. Moenie skaam wees om dit voor die Here te erken nie. Hy skyn die lig nie om jou te veroordeel nie, maar om die deur vir jou te wys. Die deur van hoofstuk 5. Die deur is oop. Ja, gaan in vrede vandag, almal van julle, en los die deur oop. Amen. Bid net aan, moenie ophou glo. Bid net aan, daar kom hulp van bo. Bid vir genesing, bid vir lig. Bid vir krag wanneer jou hart wil swig. Bid vir deur om oop te gaan. Bid vir seëning om vooruit te gaan. Bid al verstaan jy nie vandag, want God werk steeds met liefde en krag. Bid vir die droom wat nog wag om te groei. Bid vir die saad wat
God reeds besig is om te strooi. Bid vir die kind wat sy pad moet vind. Bid dat geloof diep in sy hart begin. Bid vir die huis waar jy vanaand gaan rus. Bid vir die storm wat God stil maak met 'n stem. Bid selfs wanneer die donker lank wil bly. Want lig kom altyd weer met die nuwe dag verby. Bid vir geloof, Wanneer twyfel kom, bid vir vrede wanneer die stormwind brom. bid vir liefde wat nooit ophou gee. Bid vir genade wat jou altyd dra en meer. Bid vir die wonderwerk waarvoor jy wag. Bid vir moed om op te staan met nuwe krag. Bid al sien jy nog nie die plan, want God kan meer doen as wat jy verstaan. Bid vir die siekes wat vandag moet veg. Bid vir die trane wat niemand anders sien in jou geveg. Bid vir die harte wat stukkend voel. Bid dat God weer alles nuut sal maak en heel. Bid vir die hande wat swaar begin raak. Bid vir die mense wat voel niemand gee om of waak. Bid vir die een wat vanaand alleen sit, Dat hulle sal weet God het hulle